Goeiedag geliefdes, ons kuier hierdie week rondom die woord en ek wil gesels oor om te beweeg saam met God. Weet, een van die mooiste goed wat jy in sport kan kyk is hierdie gesinkroniseerde swem en sulke tipe goed wat jy verstom oor wat mense kan doen as hulle op mekaar ingestel is en 'n ding saam kan doen. Net so mooi soos wanneer die bokke lekker saam rugby speel en die wêreldbeker wen. Dit gaan alles oor hierdie saam beweeg. En op 'n manier moet ons ook leer om saam met God te beweeg. En ek wil so 'n bietjie dit saam met jou hierdie week ontdek. Ons begin op hierdie maandag by Filippense 2 hier van vers 5 af. Is iets wat ek baie voorlees, want hierin lê vir my iets wonderliks opgesluit. Ons lees Filippense 2 van vers 5 af. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waarna hy moet vasklem nie, maar het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan 'n mens gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Hier lees ons van die grootste beweging van God ooit. Die wêreld het nog nooit so iets gesien nie en die heelal sal nooit weer so iets sien nie. In hierdie beweging van God, toe die Seun van God self, wat in die hemel hoort, aan wie behoort alle heerlikheid en alle mag, toe hy besluit het om te beweeg vanuit die realm waarin hy hoort, na 'n ander ene, om iets daar gedoen te kry. Dis iets van 'n beweeg uit 'n gemaksone of 'n veilige ruimte, na 'n baie onveilige en 'n baie ongemaklike ruimte toe. Toe Jesus Christus hierdie beweging gedoen het, toe het my en jou verlossing begin. As dit nie vir hierdie beweging van Christus Jesus was nie, was ek en jy vandag verlore. Maar nou is ons nie verlore nie, ons is gered, want Jesus het hierdie beweging van sy hemelse realm gemaak, na ons aardse, en toe hy hier gekom het, het hy 'n klomp ander bewegings gemaak, wat seker gemaak het, dat ons gered is. En nou is dit vir my so interessant, dat hierdie gedeelte begin, deur te sê, dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Dieselfde beweging moet ook deur ons gemaak word. Die beweging wat Jesus Christus bereid was om te maak, moet ook ons beweging wees. En ek wonder baie keer, is ek en jy regtig bereid om hierdie beweging saam met Jesus Christus te maak? Om uit ons gemaksone uit te kom, om uit die plek te kom waar ons dink ons hoort, waar ons dink ons veilig is, en na 'n ander een te gaan wat, kom ons sê dit nou maar, benede ons is. Nie vir ons is nie, een waar ons weet, ons gaan dalk bloedneus kry, waar ons gaan dalk swaar kry, waar ons gaan so ongemaklik wees, dat ons dalk alles moet opgee, waar ons dalk moet gehoorsaam wees tot die dood, ja, die dood aan die kruis. Hoor jy die beweging wat hy gedoen het? Kan ek en jy nog daardie beweging maak? Of het ons so gewoond geraak aan ons veilige ruimtes, so veilig geraak in ons gemaksones, dat ons nie daar wil uit nie? Sou die wêreld nie 'n baie beter plek gewees het as elke Christen mens bereid was om saam met Christus, soos Christus, te beweeg nie? Veral wanneer Christus sê, maar dit is sy verwagting, dat ons as sy disippels die wêreld sal bereik, van Jerusalem af tot die uithoeke van die aarde. Ons word opgeroep tot hierdie beweging. Die beweging wat Christus gemaak het. En let mooi op, waarin Christus se verheerliking lê. In vers 9 sê hy baie duidelik, daarom het God hom tot die hoogste eer verhef. Daarom is Christus weer wegbeweeg uit die realm onder hom na sy ereplek in die hemel, sy regmatige plek in die hemel. Dit wil vir my so lyk asof hierdie beweging van Christus vir ons ook 'n voorwaarde is vir die terugbeweeg en die inneem van ons regmatige posisie. Hoe gemaklik is jy waar jy is?
Hoe bereid is jy om saam met Christus te beweeg? Mag die Gees jou so oortuig om op dieselfde manier as Christus te beweeg en mag die wêreld hom leer ken ook deur jou beweging. Shalom.